Ok julle, ons gaan aan met die reeksie in gesprek met myself. Die vorige enetjie was nou hoe kan 'n mens dit nou amper sê, was nou redelik depressing in my siening. Maar ek dink is belangrik om ook laat mense dit hoor en ook kan verstaan wat is of waartoe ons beweeg. Maar nou wil ek bietjie na die positiewe kant kyk. En dis maar 'n vooruitsig waarna ek baie uitsien. Ek is nie noodwendig seker of ek dit in my lewenstyd gaan sien of wat ook al nie, maar ek hoop maar altyd ek glo ek is 'n redelike positiewe mens en nie 'n baie negatiewe persoon nie. Maar ek wil en wat ek nou maar vandag oor 'n bietjie gesels is maar broederliefde en samesyn. En weer 'n keer, dit is nie so regtig eintlik 'n maklike onderwerp nie, want jy weet as ek nou vir iemand sê kom ons praat bietjie oor samesyn en ons so en so, en die heel eerste ding wat opkom is iets so sport, en nie dat daar noodwendig iets verkeerd daarmee is nie, maar pas op dat jy nie 'n afgod maak van die ding nie. Dit is maar my eerlike opinie daaroor. Maar wat ek bedoel met samesyn is, wanneer laas het julle byvoorbeeld, en dit begin maar op familievlak, weer 'n keer is dit nie, jy hoef dit nie verder as dit te vat nie, waar jy met een van jou kinders of jy is 'n familie 'n onderwerp oor begin gesels, en voordat jy jou oë uitvee, het julle vir 3 of 4 ure gesels oor 'n onderwerp, en daai onderwerp het dalk al 4 of 5 keer verander. Ek dink daar's baie min mense wat dit in vandag se tyd doen. Ons probeer dit nou nogal redelik gereeld by ons, en ons begin by 'n onderwerp van ag, dit maak nie eers saak nie. Ons het ek en my oudste dogter het vandag gepraat oor lewensredding en lewensredders. Jy weet, by die see en waar ook al. Jy weet wat toe nou uitgedraai het na 'n gesprek van amper 'n uur en 'n half. So weer 'n keer, daar is nie regtig 'n persoonlike onderwerp of 'n onderwerp waarvan jy nou spesifiek moet praat of wat ook al nie. Maar net daai samesyn om bietjie te leer by mekaar en te gesels oor 'n onderwerp wat nie noodwendig swaar is nie. En daar is altyd tyd en plek vir swaar onderwerpe, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek dink in my huis is dit maar meerendeels van die groter goed wat ons bespreek, en dit het maar gedoen met die geloof in jou, jy weet waartoe jy uitsien in die wêreld ensovoorts ensovoorts. Maar net daai gewone jy weet, jy praat oor dinge wat nou nie regtig so relevant is nie, maar dit is altyd interessant. Jy weet, so ek dink natuurlik dit begin, soos wat ek nou gesê het, op familievlak, en ek glo ook, jy weet, ons moet dit maar weer begin kweek. Jy weet, ons het half daai vermoë verloor. Jy weet, as jy in die aande by die huis kom of wat ook al, pa en ma werk albei waarskynlik. Jy weet, hulle kom by die huis, nou kos nog gemaak word. Jy weet, die wat nou nog kinders, moet daar nou nog baie keer huiswerk gedoen word. En voordat jou oë uitvee, is dit 8:00 of 9:00 die aand, en dan word daar gewoonlik either 'n bietjie TV gekyk, en dan gaan almal bed toe, of al word gebad en almal gaan bed toe, en dan word daar geslaap. Jy weet, en jy weet, ek verstaan die gejaagdheid van die lewe, maar jy weet, weer 'n keer, ek sien dit so, dit is redelik eenvoudig. Jy weet, daai tyd wat jy nou sou spandeer het om televisie te kyk, jy hoef nie. Jy het 'n gesprek en julle praat oor sommer net gewone goede. Jy weet, dit kan so eenvoudig wees waar jy net vir jou kinders vra, ja, hoe was jou dag by die skool, wat het julle gedoen, jy weet, wat. En dit is nie 'n moeilike, gemaklike ding om noodwendig te begin nie, want jy weet, die kinders is ook nou al so gekondisioneer dat hulle, jy weet, hulle verwag dit amper nie. Want soos wat ek nou sê, jy weet, 8:00 is ons almal al rustig, almal het nou gebad en almal het geëet en wat ook al, en dan kyk ons nou 'n stories en op TV, wat ook al dit nou mag wees. En dan gaan slaap almal. Jy weet, en dit is half, jy weet, as jy daai proses begin en jy besluit, nee, wag, kom, ons gaan nou vanaand nie TV kyk nie. Ons gaan nou sommer net so 'n gesprek hê. Wat het jy vandag gedoen by die skool? En dan gaan jy sê nie veel nie. So jy gaan dit ook moet bietjie aanraak, jy weet, en meer probeer
uitvis ensovoorts, want op die einde van die dag, jy weet, as jy nie gewoond is om so iets te doen nie, dan is dit nogal moeilik om jou kinders betrokke te kry. Maar weer 'n keer, soos wat ek nou sê, dit begin by die familie, moet dit eintlik maar eers tussen man en vrou begin. En dit is die belangrike deel, jy weet, wat maak jy, hoe gaan dit, jy weet, dit moet, en ek glo, ek hoop dat die meeste sterk verhoudings het dit alreeds, waar jy daai intieme geselstyd het, en as ek sê intiem, het dit nou niks te doen met die slaapkamer nie, ek praat van waar jy net met mekaar gesels oor goed in algemeen, en ook nie wat moet betaal word wanneer nie, dis nie deel daarvan nie, as julle hoor wat ek sê. So ek dink is maar net belangrik om dit in ag te neem, en as jy dan nou so iets wil aanpak, laat jy dit ook aanpak en verstaan, en nie moed verloor in die begin nie, want omdat ons het daai vermoë verloor, om net met mekaar te sit en gesels. Jy weet, die onderwerp hoef, soos ek sê, nie eers relevant te wees nie, dit is maar net die onderwerp waaroor jy gesels. Jou kind gaan waarskynlik van sy stoel afval, as jy nou wil weet, ja, dit en dat, en wat het hier gebeur by daai juffrou in haar klas, of whatever, jy weet, bietjie belangstelling. Want dis 'n ander ding wat ek dink persoonlik ons verloor het oor die jare, is om bietjie belangstelling te toon in ander mense se lewens. En onthou, daai belangstelling moet eg wees. Dit help nie, jy wil dit nou maar net doen om 'n reaksie te kry nie, want mense is nie eenvoudig nie. Hulle gaan baie vinnig agterkom as hierdie ding nie jy weet, van waarde is, of jy wil maar nou net 'n situasie mee uitspeel of wat ook al. Mense is nie stupid nie. So ja, mense, dis wat ek sal voorstel julle na kyk, veral met die samesyn. Jy weet, en daai ding groei dan nou verder. Jy weet, dan begin dit by jou vriende kom, en dan van daar af by jou vriendekring, jy weet, by sommer algemene by mekaar kom, jy weet, as jy by die kerk is, as jy by sport is, of wat ook al, jy weet, op die einde van die dag, begin jy oor goeie gesels, wat nie noodwendig, of wat ons die vermoë eintlik maar verloor het om oor te gesels. En dis belangrik om daai tyd te koester, en jy weet, maar 'n gesprek daaroor te hê. Ek dink die meeste van ons groot mense is nou, ek noem ou mense, groot mense, want hulle het al 'n paadjie gestap. As jy bietjie hulle uitvra oor lewens, jy kry hierdie stories en goeters wat hulle al gedoen het in hulle lewens, wat totaal en al, jy weet, dit slaan amper jou asem weg, jy weet, as jy dink van die goeie wat gedoen is, en wat hulle al gedoen het in hulle lewens. Jy weet, en dis daai vermoë het weggeraak, jy weet, ons het dit nie meer nie. En ek glo ook samesyn is daar rondom gebou. Jy weet, maar soos wat ek sê, dit begin by die familie, en van daar af sal dit uitspruit na die res van die goede toe. En dan nou, die volgende enetjie wat nou maar daarby aansluit, is die broederliefde. Ek voel ook dat broederliefde het heeltemal en al amper half tot niet gegaan. Jy weet, ek sien te veel mense wat hy praat, jy weet, hulle groet mekaar, en hulle is nou vriende, en môre doen hulle mekaar in. Ek sien te veel daarvan. Dit is vir my hartverskeurend in ons volk, in ons mense, laat ons so optree, sonder dat daar enige waarde daaraan regtig is. Maar, weer 'n keer, daar is 'n oplossing daarvoor. En die broederliefde is belangrik. En hier is maar hoe ek sien jy dit aanpak. As jy sien iemand sukkel, en jy het die vermoë om daai mense te help, dan help jy hulle. Onthou net, ons moet een ding verstaan van dit ook, want nou kan jy ook weer oorhel na die ander kant toe, en dan wil jy almal help. Maar onthou, as jy nie die vermoë het om 'n persoon te help nie, dan beteken dit dis nie eintlik jou plek om hulle te help nie. Maar weer 'n keer, daar's meer maniere om mense te help as net byvoorbeeld finansiëel. Jy weet, daar's emosioneel. Daar is soveel ander maniere wat jy mense kan bystaan en net help en net liefde betoon. En ek dink weer 'n keer het ons daai vermoë verloor.
Meeste van ons dink, jy weet, as iemand jou moet bystaan, dan is dit te doen met geld. En die geld is meeste van die tyd nie eers 'n nodigheid nie. Dit is juis net daai emosionele bystand of jy weet net die bystand in die algemeen. En daai broederliefde is ook maar weer iets wat gekweek moet word. Begin ook maar weer op familievlak. Jy weet, soos wat ek gesê het, as jy daai samesyn het in jou familie, sal die broederliefde op sy eie jy weet, opkom en aangaan. Jy weet, ek ken nie 'n ouer, of ek weet nie van 'n ouer wat byvoorbeeld sy kind tigtig en dit geniet nie. Jy weet, geniet om sy kind 'n pak slaag te gee of wat ook al nie. Ek meen, jy voel soos 'n vark op die einde van die dag. Maar jy weet dit is ook nodig, want dit is wat die instruksie wat die woord wel vir jou gee. Maar ek meen, jy gaan mos nou nie 'n 4-jarige met 'n pyp slaan of wat ook al nie. Julle verstaan die konsep. Ek praat nie van kindermishandeling nie. Maar op die einde van die dag, jy weet, om nou weer terug te kom na die broederliefde toe, is as jy iemand sien wat regtig hulp nodig het, gaan staan hulle by. Julle verstaan nie, mens verstaan nie altyd die waardering wat mense het, wat net 'n stemnotaatjie vir iemand anderste kan beteken. Veral as hulle deur 'n moeilike tyd gaan, versus om, jy weet, een of ander algemene boodskapietjie te kry wat nou al 40.000 keer die hele wêreld vol gestuur is, byvoorbeeld, teenoor daai persoonlike boodskapie of 'n oproep. Ek weet, 'n oproep is nie altyd so maklik nie. Jy weet, veral as dit moeilik gaan met mense. Maar ten minste, soos ek sê, daai persoonlike stemnota, net om die mense bietjie op te kikker en hulle te help. En mense, weer 'n keer, jy weet, as jy dit doen, moet dit nie doen omdat jy iets terugverwag nie. Op die einde van die dag gee jy ietsie van jouself met daai broederliefde en glo my, dit kom terug na jou toe. Jy weet, as jy in 'n moeilike situasie is, sal daar mense wees wat jou weer sal ondersteun in die tyd wat dalk te moeilik is, of wat jy voel jy nou nie meer kan of whatever nie. En ek dink is belangrik, jy weet, ek het groot geword en ons het byvoorbeeld in ons daar waar ons gebly het in die straat, het ons byvoorbeeld goede gehad so straatbraaie. Nou ja, ek het nou maar in 'n plattelandse dorpie groot geword, maar selfs in daai tyd het dit toe later heeltemal verdwyn. Maar dit was so wonderlik, want jy weet, dit is was nou maar nou nog in die ou Suid-Afrika, en jy weet, daar's nou ouens van verskillende politieke partye daar gewees, en ouens wat vir hierdie span se rugby span speel, en die ander ouens skryf vir daai rugby span. Jy weet, maar tog het hulle 'n aand gehad, en jy het eintlik jou buurman geken. Jy weet, waar in vandag se tyd is dit heeltemal andersom. Jy weet, ek dink die meeste mense, veral, jy weet, in die groter dorpe en stede, hulle weet nie eers wie is die ou wat langs hulle bly nie. Hulle weet dalk wat sy naam, hulle dalk sy nommer, maar hulle was nog nooit daar in sy huis, of wat ook al die scenario is nie. Jy weet, hulle ken mekaar nie persoonlik nie. Nou, weer 'n keer, onthou nou, daar moet maar grasie bly altyd, want nie almal sien altyd, jy weet, alles op dieselfde manier nie. So moenie, jy weet, as julle nou nie van mekaar hou nie, dan hou julle nou nie van mekaar nie. Maar ten minste was daar wat julle probeer het om, jy weet, julle gesels ten minste met mekaar. Jy weet, dit is baie makliker om iemand te help wat jy ken en persoonlik ken, as iemand wat net, jy weet, as 'n vreemdeling voor jou deurstoep opdaag. En dit is nogal belangrik om daai konsep te verstaan. En ek voel ook, jy weet, as ons daai net weer bietjie probeer kweek, en net weer bietjie broederliefde ontwikkel vir mekaar, dink ek al klaar gaan alles beter gaan. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Jy weet, en ons moet maar, of ons dit wil of weet, as ons wil voortbestaan as 'n volk, gaan ons dit moet begin doen. Ons het nie 'n keuse nie. Anders te gaan ons as die boere, of wat ook al jy ons nou wil noem, gaan uitsterf. Want ons is so verdeeld op hierdie stadium. En elke ou het sy eie siening oor wat. En dis reg. Moenie as jy jou siening glo is die regte siening, is fyn. Maar ons kan nog steeds ergens 'n middelgrond kry,
wat ons tog oor kan gesels en bietjie samesyn het en die broederliefde daarop toon. En dit is maar die belangrike deel vir my, jy weet, ons moet maar, en mense weer 'n keer, jy weet, dis nie iets wat net gebeur nie, dit vat werk, dit vat moeite, dis maar soos 'n huwelik. Onthou as jy met jou vrou trou of die vrou met haar man trou of wat ook al, dis nie of dit alles net sonskyn en rose is nie, dit vat werk. Dit vat werk om 'n huwelik suksesvol te maak, dit vat kompromie, dit vat tyd, dit vat liefde, dit vat, jy moet, wat is die woord nou, jy weet, jy moet ek kan nou nie op die woord kom, het sal seker nou na my toe kom, maar anyway, jy weet so, maar dis dieselfde met broederliefde, jy weet, dis nie iets wat net oor nag gekweek word nie, dis iets wat jy moet koester, en jy moet maar jou tyd vat daarmee, maar ons moet ergens begin, want ons het dit heeltemal verloor. Jy weet, ons sit nou op 'n punt waar, daar is nie so iets nie, en dit is half vir my of die mense ook nie eers daaraan belangstel nie, jy weet, dit is me, myself and I, en jy weet, dit is 'n gevaarlike ding om na te kyk en na toe te beweeg. Ons moet probeer, soos wat ek sê, om maar net daai samesyn en daai broederliefde aan te werk, te koester en te kweek. En weer 'n keer mense, soos wat ek maar sê, jy weet, julle hoef nie oor alles saam te stem nie. Kry 'n middelgrond en begin daar. En voordat jy jou oë uitvee, jy weet, ek het maar 'n sê ding wat ek gebruik, jy het nog nooit iemand van jou punt bewys deur met hulle te beklei nie. En mense verstaan daai konsep baie keer verkeerd. Jy weet, so as ek en jy, jy weet, ons stem nie saam oor 'n punt nie, maar ek voel dat my punt is reg en jou punt is dalk verkeerd, en as jy daaroor beklei, gaan jy definitief nie daai ou ooreed om jou punt in te sien nie. En dit is waar ons baie keer die fout maak, en ek dink dis wat in baie huwelike ook baie keer verkeerd gaan. Dit help nie jy beklei oor iets nie, kom met die realiteite, kom met die bewyse, en dan is dit 'n redelike eenvoudige proses om van daar af te werk. Maar weer, mense, soos wat ek sê, daai broederliefde, daai samesyn, is iets wat ons gaan moet aanwerk, en dit begin in die familie, begin in die huis, en spandeer tyd. Jy hoef nie oor moeilike onderwerpe te praat nie, ons lewe in 'n tyd waar, ekskuus, waar, jy weet, die petrolprys gaan nou weer op, jy weet, hierdie maand, en is nou soveel meer, en alles goed, dit is nie waarvan ek praat nie. Praat oor iets wat amper irrelevant is, jy weet, waar jy net so bietjie middelgrond kan kry, en van daar af sal daai liefde self ontspring en self kweek, en daai broederliefde sal weer ontwikkel. Inteendeel dink ek baie keer ons mans kan partykeer by die vrouens leer, maar ook nie al die pad nie, want die vrouens raak nou weer, hulle kry daai baie vinnig, is hulle verlief in, of nie verlief nie, verlief is nou die verkeerde woord, maar kan hulle liefde vir mekaar kry as vrouens, en dan op die einde van die dag, kan hulle net so vinnig weer kwaad raak ook vir mekaar, waar mans vat hom 'n bietjie langer, en maar as hulle nou eers mekaar sien as broers, jy weet, dan is dit nie iets wat jy net sommer kan breek nie. So ja, mense, ek wil nou maar net daar aangeraak het vandag, veral na laaste boodskapie, want dit was so bietjie van 'n, ek sal nie sê 'n stywe een nie, maar dit is ook maar tog belangrik om dit te hoor. Maar daar is iets wat ons na kan uitsien, en ek glo ons moet weer terug beweeg na daai broederliefde toe. Jy weet, as jy dink in die vroeë jare, toe almal vir mekaar gesê het, nig en neef, oom en tannie, want ek het met 'n skok uitgevind dat daar is sekere mense wat nie meer vir mense byvoorbeeld sal sê oom of tannie nie. En dan is daar ooms en tannies wat natuurlik vir mense sê moet my nie oom of tannie noem nie. En ek voel dit het maar 'n groot ding met respek te doen. En dit gaan waarskynlik my volgende stemgreep wees, gaan respek wees. Ok julle, ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder, ek hoop hierdie beteken vir iemand iets, en ek hoop dit help dalk iemand wat dalk dit nodig het. Ok julle, bye bye.